Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Sharonika Nel sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Shar. Môre julle. Ons begin volgens by die ANC se leierstryd. Julle, dit was nie veronderstel om die leierstryd te wees nie, maar kom ons sê nou maar die kaping van die naweek, want ons het 'n paar gesprekke gehoor hierdie laaste paar dae wat nie eintlik op die agenda was nie, maar ek dink die hoofstorie wat uit die naweek uitgekom het by die hoofraadsvergadering van die ANC, ons weet die Gautengse vergadering het ook plaasgevind, is dat dit lyk asof daar 'n paar mense is wat nou hulle name in die hoed gooi vir die leierskapsposisie in die ANC, vir die ANC voorsitterskap. Hulle kies nou eers in 2027, maar onthou volgende jaar is munisipale verkiesings en as jy nou net dink, sit dit in perspektief wêreldwyd. Hoe ver voor die tyd begin byvoorbeeld die Amerikaners mense werf om hulle partyvoorsitterskap te wen? Jare voor die tyd. En ons weet ook, kyk, daar's mos nie regtig gekonkelry in Suid-Afrikaanse politiek en so nie, so almal lekker sing kumbaya daar in die ANC. Dit lyk vir ons asof Toko Didiza en dan ook, wat ek vermoed, nogal 'n redelike voorloper kan wees, moenie oor 2 jaar vir my sê ek skuld jou geld as ek verkeerd was nie, Goshen Ramokgopa, ons minister van elektrisiteit en energie, sy naam is ook in die hoed gegooi, maar soos wat ek ook vroeër gesê het, dit was nie regtig op die agenda dat hierdie gesprekke oor leierskap gebeur nie, want op hierdie stadium staan almal nou nog bankvas in die media en dit in die openbaar agter president Cyril Ramaphosa. Maar ek dink wat interessant is rondom hierdie, is dat niemand van hulle sê, hoorie, maar ek gaan myself verkiesbaar stel nie. Want aanvanklik voordat hulle begin het, veral vir Kile Mbalula gesê, asseblief kan dit nie gekaap word deur leierskapsgesprekke nie. Helaas. Ja, dit sal nou maar gebeur. Dit het in elk geval gebeur. Maar dit lyk in elk geval asof adjunkpresident Paul Mashatile nie noodwendig die ondersteuning het om vorentoe te gaan as 'n moontlike voorsitterskandidaat nie. Ek dink dit is regtig 'n groot verrassing vir baie van ons nie. Maar dit is net verskriklik interessant ook, want die groter gesprek ook oor die finansiering van hierdie tipe veldtogte. Daar was verlede week was daar ook 'n storie gewees wat hulle gesê het, luister, wanneer dit kom by die leierskapsstryd, mag mense nie vreeslik baie geld instoot in hierdie nie. Dis amper soos 'n SR verkiesing op universiteit of 'n prefekte verkiesing waar jy nie regtig mag werf nie. Maar uit die aard van die saak weet ons ook van CR17 wat onder die soeklig gekom het. So boonbehalwe 'n hele klomp goed wat gesê is oor die naweek, ek weet ook dat in Gauteng by die Gautengse konferensie wat Eugene Modise, ons huidige adjunk burgemeester van Tshwane, ook weer verkies is tot voorsitter. Daar was 'n hele klomp herverkiesings spesifiek in Tshwane, maar alles op die rug van byvoorbeeld goed soos die ANC is nou keelvol daarvoor om in 'n koalisie te regeer, hulle wil Tshwane alleen regeer. Ons weet hulle verlede week het julle ook gepraat oor die feit dat hulle gesê het hoorie, maar die ANC byvoorbeeld kan nie bankrot wees of as hulle korrup is nie. As jy korrup is, moet jy mos ryk wees. So 'n bietjie van 'n teenstelling daar. So hier teen die einde van die jaar, het die ANC nou besluit, hierdie is ons agenda vir die volgende 2 jaar. Ons nou maar kyk hoe die res van die kandidaatslyste ook gaan lyk vir 2026, want hulle is baie terughoudend oor die amptelike kandidaatelyste vir die munisipale verkiesings. Ja, ek dink dis redelik duidelik dat Paul Mashatile nogal 'n groot sê gaan en vir Kile Mbalula ook sy hoed in die ring sal gooi. Maar Paul Mashatile is half soos wat adjunkpresident die laaste ruk was, is daar omdat niemand weet regtig hoekom nie. Almal is nie diplomate nie, maar hulle het armdrukkrag binne die party. Nou wonder mense hoekom, jy kan maar afleidings maak oor waar hulle krag vandaan kom, en dis meestal streeksgebaseerde ondersteuners wat vir hulle eie onthaalwe die adjunkpresident in die posisie kry waar hulle is. Maar dan moet 'n mens dink aan Toko Didiza, wat sy was Nelson Mandela was sy minister van landbou onder president Nelson Mandela, wel adjunkminister van landbou onder president Mandela. Sy was minister van landbou onder Thabo Mbeki, minister van openbare werke onder Thabo Mbeki, weer minister van landbou onder Ramaphosa. Sy speaker van die nasionale vergadering. Vroue, ek sou sover sê die sterkste vroue kans vir 'n vrou om presidentskap of leierskap van die ANC oor te neem op hierdie stadium. Alhoewel, as jy kyk na Sputla wat hy gedoen het, Goshen Ramokgopa, van 'n burgemeester af
na 'n minister toe vir 'n pos, 'n nuwe minister vir 'n nuwe pos wat skielik net vir hom gemaak is 'n paar jaar gelede, die minister van energie, die manier wat die vakature gebeur het, en nou sy hoed vir 'n adjunk van die ANC. Hy maak verskriklik vinnig opgang. En dis juis sy populariteit wat hom in hierdie situasie geplaas het, want dit lyk vir my die spesifieke faksie wil vir Toko Didiza as voorsitterskandidaat benoem en hom dan as adjunkvoorsitter om seker te maak dat daai populariteits- en daai gewildheidsstem agter is. Want soos wat jy ook vroeër genoem het, in sy tyd wat hy burgemeester van Tshwane was, daai ondersteuning is nog daar in Gauteng, en dan reg oor die land, dood eenvoudig omdat dit oënskynlik hy's die persoon op papier Wat die krag reg gekry het. So dit gaan die aanloop tot 2027. Ek weet Tanya het verlede week ook in die besprekings genoem dat dis nogal vreemd dat daar nie stoele gebrand word en vlae gebrand word deesdae by ANC konferensies nie, want dit was die ou dae gewees nog in Polokwane as hulle elke Desember bymekaar kom. Maar ek gaan nie jok nie, ek dink ons gaan nog redelike polemiek sien in die volgende 2 jaar in die aanloop van die verkiesing. Ja. Dan moet ons vinnig praat oor nuwe rasreëls in die sakelei wat nie baie gelukkig is daarmee nie. Peer, ek voel as ek my oë gaan nou so ver terugrol, ek gaan my graad 1 rapport sien, want hierdie is 'n saak wat ek het nie die regskennis om hierdie vir jou in diepte te verduidelik nie, maar volgens die berig wat dan nou in rapport was, is dat Sakeliga en dan die Nasionale Werkgewersvereniging van Suid-Afrika, ons ken hulle as NIASA, hulle het 'n brief geskryf aan die regering wat gesê het hulle moet 'n direktief onttrek wat nou 'n rasgeklassificeringswet uit 1950 wat wel opgehef is in 1991, want die regering het gesê dit moet nou nog steeds gebruik word vir rasseklassifisering. En so dit klink werklik soos 'n vreeslike de mekaar storie, maar dit 'n apartheidsera raswet. Dis 'n apartheidsera raswet wat selfs voor 94 opgehef is, maar wat die departement gesê het maar moet nog steeds gebruik word uit die aard van die saak na aanleiding van die wet op gelyke indiensneming wat in September van krag geword het. Maar kom ons wees eerlik, en dit is ook hoe minister Leon Schreiber dit beskryf het, is dis basies die Potloodtoetswet. En 'n wet, soos ek sê, uit 1950, 91 opgehef, maar die wet is nooit vervang nie. Wat beteken, daar is 'n massiewe grys area in hoe ons rasseklassifisering doen, om dan nou tot die wet op gelyke indiensneming te kan tree. En ek dink dit is wat die moeilike situasie is hier, want wat ek nie geweet het nie, kyk, ek was 4 in 94, so wat ek weet is navorsing na wat ek self gedoen het van daai tipe wette in daai tyd. So die kriteria wat volgens hierdie spesifieke wet gebruik is kenmerke van mense se kophare, en dan nou in die volksmond die potloodtoets, velkleur uit die aard van die saak, gesigstrekke, huistaal, geografiese gebied waar mense woon, sosio-ekonomiese status en jou eet- en drinkgewoontes. Julle mense kan nie hierdie opmaak nie. Sure. So daar's 'n rede hoekom hierdie wet teruggetrek is. En dit voel ook so bietjie soos 'n volsirkel tipe déjà vu oomblik, want in 91 is hierdie wet teruggetrek op aandrang van die FSA om die sanksies wat in die apartheidsregering ingestel is op te hef. So ek weet nie of dit 'n situasie is wat dalk vir julle bekend klink nie. Maar dit is werklik belaglik, want die brief is dan nou gestuur aan minister Schreiber sowel as Nomakosazana Meth, sy is van die minister van Indiensneming en Arbeid. En Schreiber het gesê hy's jammer, dit is nie iets wat toegepas kan word nie. En met hierdie storie het dit ook aan die lig gekom dat daar 'n hele klomp van hierdie soort wette is wat nooit vervang is met iets wat prakties uitvoerbaar is nie. Sure. En dan 2 senior Tshwane metropolisies kry 'n sertifikaat, maar het nooit die opleiding gehad nie. Okay, hierdie klink vir my nou nogal iets wat baie mense sal in belang stel. As jy hoef nie die kursus by te woon nie, maar jy kry nog steeds die sertifikaat. Wat wel vir my 'n doring in die vlees is dat hierdie kom uit 'n ondersoek uit 2012 uit. Ja. So dis 13 jaar gelede wat hierdie forensiese ondersoek gedoen is, wat daar 'n hele klomp amptenare was wat sertifikate gekry het vir kursusse wat hulle bygewoon het. En dit het toe nou in hierdie audit tot die lig gekom dat van hulle het net die laaste opdragte ingegee, nooit 'n klas bygewoon nie. Ander was reeds oorlede toe die
kursus aangebied is. Daar was mense op die lys wat die kwalifikasie gekry het wat nie in die eerste plek eers in aanmerking kon kom nie. Ander wat glad ook nie dit bygewoon het nie eers dan daai laaste opdrag ingesit het nie. En dan ook amptenare wat voordan uit die diens uitgestel is as gevolg van wangedrag. So op hierdie stadium weer eens, hoekom is ons nou eers besig 13 jaar later om hierdie te ondersoek? En ek dink dit is wat my redelik ontstel. Maar die een van die munisipale unies het vir City Press gesê dat hulle het dit wel nou agtergekom en hulle oefen nou druk uit op die Tshwane Metropolisie om seker te maak dat so iets nie weer gebeur nie en dat daar ook gevolge is. Want as jy dink as so tipe iets 13 jaar gelede gebeur en jy het hierdie kwalifikasie, kan jy aansoek doen vir bevordering op 'n kwalifikasie wat jy nie verdien het nie. Ja, wel, Tshwane is by die stadium 'n absolute chaos in elk geval. Ons hou duim vas dat dinge beter raak. Dan moet ons praat oor oud soldate wat nou hoor, jammer, maar jou medies is nie meer goed genoeg nie, nadat jy jou lewe lank opgeoffer het vir jou land in diens. Hier is blykbaar 'n probleem wat al 15 jaar aan die gang is en mense het gewaarsku en nou sit ons in 'n situasie waar ons regtig duisende oud soldate het wat nie mediese dekking het of gaan hê tot die dag wat van hulle dood nie. So net ter agtergrond hoe dit werk is dat hulle het hierdie bydraes gelewer, maar dit was nie alles noodwendig vir hulle eie, kom ons noem dit nou maar hulle mediese tipe pensioenfonds nie. So die stelsel tans werk in die weermag dat die huidige dienslede het so R900 wat hulle per maand bydra, maar hierdie bydra befonds die uitgetrede lede se mediese fonds. Want daar is met hulle 'n kontrak geteken toe hulle uitgetree het uit diens uit dat hulle 100% mediese dekking sal hê tot die dag van hulle dood. So dis so 'n bietjie van 'n ek gebruik hierdie om hierdie te betaal. Probleem is daar is nie nou geld nie. Soveel so dat die Suid-Afrikaanse Militêre Gesondheidsdiens aan die nasionale tesourie geskryf het en gevra het asseblief help ons want net 3.5% van die verpligtinge wat die fonds het is betaal. So die probleem is dat die ooreenkoms is half dat dit by staatsinstansies hierdie mediese dienste ontvang sal word. So as mens nou dink aan byvoorbeeld een militêre hospitaal hier in Tshwane, dan 2 militêr Bloemfontein en dan ook 3 militêr. En die probleem is baie van hierdie agterstande het gekom wat daar soldate is wat op plattelandse gebiede ontplooi was. En dan is daar nie noodwendige staatsinstansie, dan kontrakteer hulle dit uit na privaat instansies toe. Alles goed en wel, maar op hierdie stadium word 80% van die dienste uitgekontrakteer en dit kos op hierdie stadium per maand, lyk dit vir my enige iets tussen 40 en 60 miljoen rand per maand. Dit gaan 14 miljard rand kos om dit wat ons nodig het vir die huidige lede op die fonds om al die dienste te kry wat hulle nodig het. Ons baie tragies vir oud soldate wat in 'n situasie sit waar hulle nou moet vertrou op 'n mediese fonds wat in effek nie meer die vermoë het om vir hulle te betaal nie. Maar presies, en wetlik gesproke moet die staat hierdie dienste aan hulle voorsien, want dit is die kontrak wat hulle gesluit het met die staat. Maar wat interessant is rondom hierdie storie is dat die tesourie gesê het alles jammer, hulle gaan nie daai geld gee nie. Want daar is ook blykbaar 'n gedeelte van die grondwet wat stel, daar is 'n advokaat wat kommentaar gelewer het, advokaat Pikkie Greef, wat gesê het, daar is 'n gedeelte van die grondwet wat stel dat die staat kan slegs ook wetlik verantwoordelik wees indien hulle in die finansiële situasie is waar hulle dit kan bekostig. Hulle is nie. So enige teeneis gaan nie noodwendig suksesvol wees nie. Dis baie hartseer. Ja. So dit is verskriklik hartseer. Dan 'n groot skietery in Sydney. Hoorie Jane, hierdie was vir my 'n baie hartseer storie toe dit uitgekom het. Die baie bekende Bondi Beach in Sydney wat daar 'n viering was dit was die eerste dag van die Joodse viering van Hanukkah geweest. Dit het toe wel laat gister uitgekom. Dit was 'n 50-jarige pa en sy seun wat die 2 skieters was. Aanvanklik was wetstoepassers ook nie seker of hulle moet soek vir 'n derde skieter nie. Maar hierdie is een van die besigste strande ter wêreld in een van die veiligste lande ter wêreld. Ek dink die laaste hierdie tipe massa skietery in Australië was in 91 gewees. So die teiken was baie duidelik, hierdie Joodse bymekaarkoms gewees.
daar's meer as 50 skote wat afgevuur is. As jy gaan kyk op sosiale media, dis angswekkend hoe die mense gehardloop het weg van die strand af. Daar was ook op 'n stadium 'n storie gewees gister toe dit besig was om te ontwikkel, wat een van die omstanders gesê het die polisie het gevries. Maar daar was soveel van hierdie stories wat van verskillende plekke afgekom het en jy kan net dink hoe dit ook moet voel as jy op daai stadium daar is. So die pa, die 50-jarige skieter, is ook oorlede. Daar was minstens 12 was die laaste syfer wat ek gesien het. Mense wat hulle lewens verloor het, omtrent 29 wat in die hospitaal is. Die seun, die jonger skieter, is ook in 'n kritieke toestand. Ek wil net wel daar so 'n bietjie van 'n Faith in Humanity Restored gedeelte van hierdie storie waar daar 'n groentekoper was wat gehardloop het en een van die skieters getackle het. Ja. En daar sou baie meer skade en lewensverlies gewees het as hierdie groenteverkoper 'n gewone burger nie gehardloop het en sy lewe op die spel geplaas het om 'n skieter met 'n outomatiese geweer te tackle. Dis 'n ongelooflike video. Jy sien hom al vreesloos agter die kar of skuil en dan ewe skielik net op die skieter afhardloop en die geweer uit sy hande uitkry. So mense is dankbaar vir daai verskriklike tragiese storie. Ek weet baie insluit in ons land het ons medelee uitgespreek met Australië en wat daar gebeur, maar regtig net hartseer en so onnodig. Ja. So. Dan net om af te sluit, wel wat mense ook noem natuurlik die Rhode Island skietery ook hierdie naweek. Ja. Saterdag waar daar 2 mense dood is en nog 'n klomp beseer is in 'n klaskamer by universiteit waar hulle besig is om eksamen te skryf. Skietery is oral. Maar ja, ons moet bietjie praat oor iets lekkers. Kom ons praat bietjie oor die Samaritaan. Ons sluit af met die goeie Samaritaan, barmhartige Samaritaan wat 260 mense verras het. Luister, ek wil net waar doen mense aansoek vir hierdie tipe meevallertjie, want dit sou nou vir my lekker gewees het. Dit is 'n barmhartige Samaritaan wat in Aberdeen in die Oos-Kaap die bære koop skuld. Die lay-bys. Die lay-bys, kom ons noem dit nou maar soos wat hy is, van julle ek het sit net so groot glimlag. 132.500 rand wat hy gaan en hy wil anoniem bly julle. Ons weet nie wat die man se naam is nie. By 'n pepwinkel in Aberdeen het hy gegaan en hy het hierdie mense se lay-bys wat hulle nou al afbetaal het, alles gaan afbetaal. Hulle het in rye gestaan, hierdie 260 mense, om dan nou hulle sakke te gaan haal. En hy het net gesê hy is net dankbaar dat hy in die posisie is om dit te kan doen. Dis die eerste keer nie, in 2019 byna 360.000 rand wat hy vir dieselfde doel gebruik het, heeltemal anoniem. Dankie barmhartige Samaritaan. Ek dink dis die gees van gee in Kersfees en hy het die vermoë om dit te doen. So julle dink net die mense se gesigte. Dis mooi. Hy sê hy help eerder mense wat lay-bys doen want hulle staan nie bakkant nie. Hulle maak steeds 'n plan om iets te betaal. Presies. Nou, dis lekker. Sharnike, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie julle. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.